Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende nuus en ons gesels internasionale en plaaslike nuus is saam met Christel Cornelissen vanoggend. Goeiemôre Christel. Môre julle. Môre dame. Pierre, ek vrees ek aandagtig vir Luister, as juffrou praat, ek luister. O, dis baie belangrik. Goed. Christel, ons begin by Suid-Afrika en Amerika wat dit voel vir my net nie mekaar kan uitlos nie. Ek weet nie, ek begin bietjie soos 'n muis voel met wie die kat speel. En dit kry net nie en hy speel net te lekker met ons. Hierdie was nogal interessant geweest. Dit is die webwerf vir die G20 wat skoon gevee is. As 'n verjaarse vergadering net glad nie bestaan het nie. So jy kan gaan na die webwerf toe, dit sê g20.org en dan is daar 'n pragtige foto van meneer Trump, baie mooi foto. En niks anders nie. Net met die woorde the best is yet to come, soos Frank Sinatra nou sal sê. Nou kan jy sê, jy weet die G20 is 'n verskillende instellings. Hy het gesê hy gaan ons nie nooi na die Amerikaanse beraad toe nie. Jy kan sê hy kan dit nie doen nie, maar dan doen hy iets anders. Dit is die hele ding met Donald Trump. Jy kan van hom hou, jy hoef nie van hom te hou nie, dat hy ongelooflik onvoorspelbaar en duidelik baie kreatief is ook so. So as jy nou sê, weet hy kan ons nie nooi nie, daar is maniere hoe hy ons kan klein maak. En dit is sleg, dis asof dit nie gebeur het nie. So wat die Amerikaners sê... Interessant, jy sê die woord klein maak. Jy weet, so daarmee saamgaan is verkleineer. Ja. Boelies doen dit. Ja, hulle doen dit inderdaad. Dit is bietjie sleg as jy gewoond is om die boelie te wees, Pierre, want in Suid-Afrika word ons deur ons regering geboelie op verskeie vlakke. Ons gaan dit sien in van die stories waar ons vandag gesels. So dit is bietjie sleg as iemand anders dit met jou doen. En ja, so vir die Amerikaners sê hulle gaan terug na ekonomiese ontsluiting. Niks van hierdie goed wat hieroor gepraat is by ons by die G20 is eintlik op hulle radar in hierdie stadium nie. Ongekende diplomatieke stap sou ek sê, dit is nie iets wat gedoen word nie. Tipies Trump, jy weet hy doen... Dis nie diplomaties nie. Nee, nee, tipies Trump is dit nie diplomaties nie, nee. Jy weet, so jy kan nou sê, hy kan of hy kan nie, hierdie mag hy en hierdie mag hy nie, en dan vind hy net nog manier en ja, daar staan hy met 'n pragtige foto. Ja, dit is ek moet eerlik wees, toe ek hierdie lees, het ek gevoel as 'n gewone Suid-Afrikaner wat nou niks het te doen het met die politiek nie. En ek sê niks aan aansteke. Ek is nou so moeg vir hierdie politici wat heen en weer doen wat hulle wil. En ek as Suid-Afrikaner sien die verbetering in die goeders waarby ek 'n verbetering wil sien nie. Wat vir jou saak maak. Wat my saak maak nie. So julle kan nou mekaar sleg sê en verkleineer soveel so wat julle wil. Ek is nou keelvol daarvoor van ek se verbetering ten spyte van wat hier aangaan. Ja, dit is hoekom goeie diplomatieke bande belangrik is, want dit het uiteindelik 'n uitwerking op 'n gewone Suid-Afrikaner soos jy. Maar hierdie is nou, dis amper speletjies met ongelooflike gevolge, weet jy kan dit nie minder maak as wat dit is nie. Dit het ongelooflike verrykende gevolge. Een van die oulikste dinge wat ons wel reg kry, ons het nogal baie goeie diplomatieke betrekkinge met Rusland. Maar sommer op privaat vlak ook smaak het my. Maar daar is nou 5 in die hof oor die werwing van Suid-Afrikaners vir militêre diensplig in Rusland. Ja, so hierdie is, ons het nou onlangs 2 sake gehad, nee, een is met die Zuma dogters, en dan is dit nou hierdie een waar onder andere die senior omroeper van SAFM, dis reg, SAFM net betrokke is. Die 2 sake moet nie mekaar verwar word nie, dit hou in hierdie stadium nie verband nie. Dit is 2 verskillende sake. Dis 2 verskillende sake. Ja, die gemeene deler is dis 'n jong Suid-Afrikaanse man wat gewerf word glo om in Rusland vir die Russe teen Oekraïne te gaan veg. So in die Zuma susters se geval, niemand is in hegtenis geneem nie. Daar's 'n ondersoek. In hierdie geval was hier inhegtenisnemings gewees. So dit hou verband met die wet op buitelandse militêre bystand, dink ek is die wet se naam. Kyk, ons mag nie vir 'n ander land gaan veg nie. Dit is waar die probleem vandaan kom. Ek dink hier is 'n groter bron van kommer waarna mense moet kyk. Hierdie is mense van wie ons weet. Ja. Hierdie is nie eers keer of die laaste keer dat Suid-Afrikaners in die buiteland gaan veg nie. Soms word dit, jy weet, onder ander name gedoen. Mense wat as konsultante gaan werk in
konflikgebiede. Dit gebeur al van die begin van tyd af, dat mense in ander 100%. oordeel gaan beklei. Ja, Ja, hulle doen wat hulle word gewoonlik ook geweldig goed vergoed daarvoor. goed daarvoor, ja. Ja, so jy wil 'n paar rand gaan bymekaar maak en dan gaan werk jy as 'n veiligheidskonsultant iewers in 'n konflikgebied. Hierdie is wel kommerwekkend. Ek weet nie, dit wys vir my amper die invloed wat Rusland op baie vlakke, tot op voedselvlak en dan ook baie hoog in Suid-Afrika het. Die Suid-Afrikaanse regering deel hierdie ideologiese aanhang met Rusland al vir baie jare. Moet ons mense stuur om daar te gaan veg? Nee. Ja, dit was nogals interessant want die valke het toegeslaan by die lughawe, klomp goeders gekonfiskeer. Ek dink wat my ook bekommer is, 2 van die mense wat tans in die hof is joernaliste. Die een by SAFM en ek dink hom man is ook 'n gesoute joernalis. Hy's 'n ontleder, ja. En hulle was ook al, jy weet, oor sewe in Rusland, 'n paar keer sê hulle Hy was nog nie in Rusland self nie. waar hulle praat oor, verstaan waar hulle die konferensies bygewoon het, waar veral gespreek het Watter konferensies, Jennifer? Wat word gedeel in die Ja. media en dit laat my so 'n bietjie weet ongemaklik voel. Natuurlik, dit moet jou ongemaklik maak en ons moet vra oor waarmee is ons besig? Ja. Weet jy kan nou sê jy gaan woon 'n konferensie by. Jy stuur my nêrens heen nie. Ek wil net vir julle sê, ek is nie duldig vir my lesenaar. Imbizo gaan nou iewers Ek is bereid om Rusland toe te gaan. Oh, sorry, Bosberaad. Christel. Ja, ek enige plek 'n bosberaad gaan bywoon. Nee, kyk, hierdie is geweldig kommerwekkend. Ja. Want dit voel amper soos 'n fliek, nê, dat mense hierdie mense op plekke het wat waarmee besig is. Dit skep baie groot agterdog oor baie dinge. En dit moet ook. Christel, ek wil jou graag na die Gautengse onderwysdepartement toe stuur. Jy kan soen toe gaan vir ons sodat jy ons 'n paar antwoorde kan Nee, ek wil kry. Rusland toe gaan. Nee, ek wil nie soontoe gaan nie. Niemand wil soontoe gaan nie. Luister, die skooljaar is verby. Daar by ons by die Laerskool Constantia Park, ons kindertjies is daar besig. Ons het vanoggend ons meriete toekennings. Almal se hare is plat gegel, jy weet jy gaan van die 1 graad na die volgende. Die hartjies klop vinnig, dis 'n rite of passage. Dis dieselfde vir die graad 7's wat nou na die hoërskool toe gaan. En die ongelooflike angs en spanning wat dit by ouers en by kinders skep as hulle nie in skole geplaas word nie, dit is skrikwekkend waardeur ons kinders sit. En die departement klaarblyklik swyg net. Dit is asof die probleem nie bestaan nie. So daar is nog ongelooflik baie graad 7 leerders wat nog nie in skole, in hoërskole vir volgende jaar geplaas is nie. Dit beteken jy kan nie skoolklere koop nie. Weet jy kan nie 'n pen in jou potlood gaan koop want dit maak nou nie eintlik saak nie. Jy moet skoolgeld betaal. Weet party van die kom ons noem dit nou maar deposito wat jy moet gaan neersit. Jy weet amper om die proses aan die gang te kry. Jy moet die papierwerk doen. Jy moet inskryf by klasse. Daar's vervoerreëlings. In sommige gevalle is boeties en sissies of sissies nie in dieselfde skool geplaas nie. Dit het 'n ongelooflike implikasie vir ouers en dis asof die departement ponties en sê maar ons het nie, jy weet ons sien nie die probleem nie. Net omdat jy nie die probleem erken of weet moontlik wat om daaraan te doen, beteken dit nie daar's nie 'n probleem nie. Julle en ons gaan daarom jaar na jaar met dieselfde storie. gesukkel gepaard. En hierdie jaar is dit later as die vorige jare. Ek is nou self hierdie jaar deur die graad 7 registrasie, graad 8 registrasieproses. Dis 'n maand later as gewoonlik. So daar's nou nog 'n maand minder om die probleme op te los. En as jy onthou hoe die jaar begin het, daar was mense wat voor skole gestaan het met hulle kinders wat nog nie geplaas was nie. Dis wat die begin van hierdie jaar gebeur het. So daar gaan er nog meer wees. Net om die digitale platform ordentlik te kan oopmaak en te kan invul, vat nogal iemand met 'n deursettingsvermoë. 'n lekker wiskunde matriek redelik goed deurgekom het. Nou wat wonder ek, hoeveel van die mense in Gauteng het die vermoë om so 'n platform te bereik en om dan reg in te vul. En dis die probleem met baie mense. Byvoorbeeld daar's mense kan nie bewys van verblyf gee as hulle in 'n huis deel met ander mense of huur in 'n informele nedersetting. Hulle het nie die FICA dokument wat hulle daar moet insit nie. So dis 'n dilemma vir 'n klomp mense. Dit is eintlik 'n dilemma as weet om dit te onderspeel. Van wat die organisasie sê is presies wat jy nou sê is die stelsel vereis dit, maar my omstandighede weerspieël dit. En nou sê die stelsel net maar jammer om te hoor. So nou daag jy op by die distrikskantoor en daar word jy ook nie gehelp nie. Ja. So wat hulle sê is as jy nie regkom op die aanlyn stelsel nie, dan moet jy na die distrikskantoor toe gaan, maar daar het mense ook nie vir jou antwoord nie. Die stelsel is besig om ons in die steek te laat. Dit is besig om ons
kinders in die steek te laat? Is jou kind geplaas? Gelukkig. Dit is nie veronderstel om soveel angs by jou te veroorsaak nie. Weet jy, maar nou eintlik wil jy nie vir iemand sê jou kind is geplaas nie, want Ja, ek wat van voel al die al die ander mense sukkel so. Ek voel al skaam om te sê my kind is gelukkig geplaas. Ja, dit is presies en dit is nie hoe dit moet wees nie. Ons moet opgewonde wees oor hierdie pad na die hoërskool en hy is regtig is nou net te veel vol dubbeltjies. Dit is nie aanvaarbaar. Dis eenvoudig nie aanvaarbaar nie elke jaar. Ek moet vir jou sê Thulani Dlomo, Flamboyante man. die ex-ambassadeur van Japan wat toe nou baas geraak van die staatssekuriteitsagentskap, is nou, kan 'n mens maar sê voorstok of pla dit hom nie regtig. Hy's voor iets, ja. Ek weet nie, soos ek sê, hy's 'n baie flamboyante karakter. Klaarblyklik nou 'n bondgenoot van oud-president Jacob Zuma. My aarde. Ja, so hy en sy mede-beskuldigde word daarvan beskuldig dat hulle die klagte is onder andere bedrog, diefstal, 12 miljoen rand wat hulle sê vir staatsgeld wat verkeerdelik aangewend is. Verkeerdelik. Verkeerdelik. Okay. Ja. So hulle het nou van dese week in die handelsmisdaadhof verskyn. Hulle is die naweek aangekeer vir die wanbestee van staatsgeld. Ek is nie heeltemal seker waarvoor hierdie twee kerels die geldjies gebruik het nie. En ek is ook skepties oor die 12 miljoen rand. Iets is die staatsveiligheidsagentskap, daar is enorme bedrag geld wat beweeg op plekke wat ek dink ons hare sal laat rys, dat ons eenvoudig nie van weet nie. So hulle is borgtog toegestaan R20.000. Ek weet nie, as mense hulle so kyk, voel dit vir my amper asof dit maar minderig is. Ja, en dis hierdie is mense met groot bande, groot invloed. Ja, baie invloedryke mense. In 2019 is hy weg by die staatssekuriteitsagentskap as gevolg van operasies wat nie goedgekeur was nie ten gunste van Jacob Zuma. Glad nie oor bedrog nie. So hierdie is Nee, daai was net ongemagtigde optrede. Dis heeltemal iets anders. Is dis anders. Ja, dit kan dalk wees iemand het nie die papier korrek Ek dink hulle pik onnodig op hom. Ja, Goed. Ons het interessante mense op interessante plekke. absoluut. Ons het inderdaad, Ja. Christel. Christel, dan twee stories wat so half ons amper gelyktydig oor kan praat. Een is die wrede moord wat ons net weer aan kan raakhou en dan gaan dit so half my gepaard met die hoeveelheid wapens wat tans in die verkeerde hande is. Jy praat van die moord in Baltimore op die plaas, ja. Ja. So die meeste van ons maak nou reg vir Kersfees op plase, is dit nie so opgewonde tyd dikwels nie. Dit het 'n ongelooflike uitwerking op 'n groter gemeenskap. Ons het baie gepraat oor Hoedman Bekkie Cele wat graag misdaadtonele gaan besoek het. Ek weet nie, in hierdie geval voel dit vir my so amper asof mens ministers nodig het om te gaan sê luister, ons neem kennis van wat hier gebeur het. Dis erg. Daar lê swaar tyd op baie plase voor. Weet net om dit erg gaan op een plek sê nie, dit gaan nie erg op 'n ander plek nie. Gister was daar 'n berig gewees oor entstof vir back and claw wat onderskep is by 'n grenspos. En die grensbestuursowerheid het gesê, kyk, hulle is bewus van die back and claw probleem en amper so half in die agterkop dat daar dalk goed die land gaan inkom wat nie veronderstel is om die land in te kom nie. So hulle weet hier is 'n probleem en hulle tree proaktief op. Hierdie voel vir my amper dieselfde. Ons weet hier is 'n probleem. Ons het nou verlede week was die bekendmaking van die misdaadsyfers. Ons weet hier is 'n probleem. Ons moet proaktief hieroor wees. So dan jy weet, soek jy 'n polisieminister wat dalk sê, luister, ons weet dis 'n probleem. Kom ons kyk wat ons aan landelike veiligheid kan doen. Selfs met 'n landbouminister, weet hierdie is sy groep mense na wie hy moet omsien. 'n Mens sal amper hy met sy chopper soos Bekkie Cele destyds gaan land en sê, hoe kan ek help? Ek neem kennis van wat hier gebeur het. Ons werk daaraan. Ja. Dink jy ons polisieministers is dalk te besig op hierdie stadium om vure dood te slaan oor alles anders wat verkeerd gaan? Jy sien, dit is wat in my agterkop is. As ons is besig met soveel ander goed, jy weet dat ons nie regtig by die brood en botter probleme uitkom nie. Jy weet, ons het nou gepraat van geslagsgeweld. Ons het gesê die president het gesê dis 'n nasionale krisis. Ja. So ons erken hier is 'n probleem, ons moet iets hieraan doen. En mense wil dit met baie in baie gevalle sien. Dit was onlangs polisiebeamptes wat vermoor is. Dink dit was hier in Gauteng geweest, as ek nou reg onthou. Wat hulle gesê het, ons gaan spesialiste aanstel om hierdie mense se moordenaars te jag. Dit is wat ons moet doen. Ja. So ons het 'n probleem, ons gaan dit spesifiek teiken. En ons het baie sulke probleme in ons land wat ons spesifiek moet en kan teiken. Ja. Oom
Atmane se moord by Baltimore die naweek is natuurlik een van die elemente waar ons nou al gister ook al oor gepraat het. Maar alles kom neer op verantwoordelikbaarheid. Ian Cameron het nou gesê, daar is duisende polisievuurwapens net missing. En hoe meer 'n mens vra vir die polisie, wat is julle verantwoordelikheid hieroor? Wie is die verantwoordelike persoon? Hoe meer vra sê ja vir veiligheidsredes, gaan ons nie vir jou sê wat die range is wat die wapens verloor het of waar die stasies wat dit verloor het nie. Ons het vroeër in die week ook artikels gehad waar die huidige minister van polisie sê daar is honderde polisiestasies in Suid-Afrika wat vervalle is. Wanneer gaan ons daai verantwoordbaarheid kry oor wapens in polisiestasies? Jy sien, hier kruip ons nou weg agter bureaukrasie. Jy is heeltemal reg. Jy weet, hoekom kan ons nie sê wie die mense is wat die wapens verloor en waar nie? Want as jy dit weet, kan jy dalk die probleem. Ons het nou net gepraat oor spesifieke probleme wat op spesifieke maniere opgelos moet word. So as ons sien hierdie gebied of hierdie polisiestasie of hierdie rang, miskien is dit 'n laer rang wat meer wapens verloor, dan kan ons sê is dit 'n opleidingsprobleem. Teiken 'n mens 'n plan, Dan kan 'n program. jy 'n getekende oplossing daarvoor vind. As ons sê dis senior offisiere wat ek weet nie dit ergens laat lê want hulle vergeet want hulle gebruik dit nie eintlik so baie nie. Dan moet hulle wapens dra. Dan moet hulle dalk nie presies. Maar jy kan nie aanhou wegkruip agter hierdie. Dan het ons die voorgestelde wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer waar daar ook groot teenkanting is wat sê dis wetsgehoorsame burgers vir wie julle nog hoepels wil sit om deur te spring om 'n vuurwapen. Julle kan julle eie vuurwapens bestuur nie. Julle kan julle eie stelsel bestuur nie. Wie is julle om vir 'n ander wetsgehoorsame burger te sê jy kan nie? 3400 polisievuurwapens. Jy moet onthou dis wapens wat daar buite rondval. 3400. Dit is ongelooflik. Dis ongelooflik baie. En die skade wat daarmee aangerig word, dit mag nie onderskat word nie. Ja, wat lewens is. Hierdie antwoorde is nie goed genoeg nie. Nee, ek dink as jy dit kombineer met die 3400 wapens en die statistieke, misdaadstatistieke wat ons nou net gekry het, skep dit nie 'n rooskleurige prentjie nie. Dit is ongelukkig gaan enigiemand bekommerd gaan dit nie wees. rooskleurig wees nie. Nee. Sjoe. Ons moet erken ons het 'n probleem en dan kan ons dit begin oplos. Kristal, was daar probleme op Black Friday? Hoe baie het ons Ek spandeer? weet nie Jennifer was daar. Het jy geshop? Iemand het geshop. Ek het koffie gekoop, ek het my koffie gekry Het wat jy ek jou koffie gesê gekry? het gehad het, ja, en ek het toiletpapier gekoop. Ag nee. Wat sê Afrikaanse mense in toiletpapier? Want dit was Wat is goedkoper dit? gewees. As al hoe sien die lig geskoop is almal uit toiletpapier. Nee, dit was aansienlik goedkoper. So, Toiletpapier en koffie is rarig duur. dankie Kristal. Jy het nie sommer net 'n bottel olie ook daarin gegooi vir Ek het toegif nie, nie, want dit nee. is net so duur. Ja nee, kyk, ons het flink geswipe en getap en dit regtig. Die statistieke is altyd vir my interessant. Hierso dit is 'n baie groot bedrag wat teen middagete spandeer is Vrydag. Toe dit deurgegaan deur die naweek, so teen die einde van sake Vrydag was ons op 1,1 miljard. Dit is nou Jennifer se koffie en toiletpapier ingesluit. Goed. So die hoogste transaksie was R1 miljoen in die reis- en toerisme sektor. Dit was klaarblijklik by 'n motorhuur maatskappy. Wat huur jy? Om jou toiletpapier en koffie en kattebak te Ek laai. dink daai was in elk geval 'n ou wat 'n tweedehandse kar sou gekoop het by 'n car rental company en toe nou maar net sy kaart geswaai en toevallig het op Vrydag gebeur. Ja, dit is moontlik dit. Ek weet nie. Ek het nie 'n kar gekoop Vrydag nie. Met sy kredietkaart. Hierso was 2344 transaksies elke minuut Vrydag. Ja. Julle, dit is baie. Minuut. Maar wat hulle ook sê is mense het baie meer strategies gekoop. So dit was nie hierdie vertrapping en 'n free for all nie. Jy jaag net met jou trolley deur die winkels en jy gooi goed in nie. Baie meer strategies gedink soos jy. Jy het besluit ek weet dit is wat koffie kos, dit is wat die Ja. spesiale Ek sou dink dis omdat aanbod almal is. moeiliker jaar het en swaarder kry het, hulle nie so baie geld moet spandeer nie en daarom het dit strategies gelyk, maar dis eintlik sukkel. Eintlik is ons Dit is net so ietsie van albei gewees. So. So ons het nou geleer om ons rande te rek, Peer. Dit is wat ons nou hier gedoen het. Ons geforseer. Ja. So Jennifer het slim gekoop. Besluit wat my prioriteite is. Ja, so sy het nou toiletpapier tot Julie. en so ook koffie. As en koffie. As jy hulp nodig het op daai gebied, kom vra. Sal meer gaan kuier by haar, dan raak dit vinniger op. Ja. Kristal, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dit is Kristal Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.
Totsiens.